Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie vir die voorreg wat ek het en weer eens net in God se woord in te gaan saam met julle. En ja, ek weet dis 'n maandag vandag en dis nie Sondag nie, maar ek het geweet ook baie van ons is weg met vakansie en as ons hierdie boodskap gister uitgestuur het, so julle dit daar gesit het om te sê, this is a to-do. Ek sal dit maandag doen of ek sal dit Dinsdag doen en dan kom ons nooit weer daar uit nie, nee. En vir my is hierdie boodskap so belangrik op hierdie maandagoggend, op hierdie dag wanneer die dinge van die laaste week so vars in ons koppe is. En dan vergeet ons so maklik en dan gaan ons weer vorentoe en ons val terug in ons ou rotine. Die dinge waarna ek wys is, ek weet jy of julle gehoor het. Julle het seker gehoor van die road rage incident wat hier in Emerence gebeur het. Ek meen, is net 'n paar strate van ons af weg hierso, maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is hoe tree ek en jy op in 'n tyd soos hierdie. Hoe tree ons op in 'n tyd soos hierdie? En is maklik om daar te sê en sê, ja, maar dit was nie ek nie, ja, maar ek sou, en ja, maar hoe sou jy optree in daai situasie? En vir my die kruks van dit is, daai dinge gebeur nie net skielik nie. Daai dinge kom oor 'n tydperk van dinge doen, van dinge wat jy hier binne in jou vashou, dinge wat jou kwaad maak, wat jou ontstel, dis 'n sisteem, ja, maar ek en jy is deel van daai sisteem, en ek en jy het ook so 'n verantwoordelikheid om op te tree, in 'n spesifieke manier. En kyk hoe sê God vir ons hier so in 1 Petrus 2, dit is so wonderlik om dit te lees en te besef hoe ek en jy moet optree, elke dag. Nie net in daai situasie, maar as jy jouself elke dag, so kan ek sê, as jy jouself elke dag so laat optree, as jy in daai situasie inkom, dan is dit 'n gewoonte vir jou om so op te tree. Dan hoef jy nie mooi te dink, hoe gaan ek nie, want dit is 'n gewoonte wat God in jou geplaas het, die Gees van die Here binne in jou geplaas het daar, en gesê, dis hoe jy reageer elke dag, in elke situasie. Maak nie saak waar jy jouself vind nie, maak nie saak hoe jy voel in daai dag nie, maak nie saak wat jou emosionele toestand jy is in daai dag nie. Jy sal so optree, want God se woord is in ons harte. En dis hoekom ek wil lees vandag 1 Petrus 3 vanaf vers 8, hy sê, en eindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederlike liefde en ontferming, vriendelik. En ek weet, baie keer, ek weet in hierdie situasie praat ek met myself ook. Maar dis die Here wat met ons praat vandag en hy sê ons, dis hoe ons moet optree. Broederlike liefde, geduld, vriendelik. En dan kom hy hier so, vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. So waar ou jou afsny, en 'n ou dinge doen, en 'n ou dinge sê, en wat is ons verantwoordelikheid? Here, seën daai persoon. Ja, maar Here, seën daai persoon. Ja, maar ek is ingedoen in daai situasie, is Christus, toe hy daar aan die kruis vir my en vir jou gesterf het, is hy nie ingedoen nie. Kon hy nie daar sê en vir die Here uitgeroep en gesê, Vader, hierdie mense het my ingedoen, ek is geregtig, ek mag kwaad wees vir hulle en stuur u straf oor hulle uit. Of het hy gesê, vergewe hulle sondes, vergewe hulle, ek dra hulle sondes op my, en dis wat hy daar sê, so, maar seën inteendeel. Deur daai kruishout te sterf, het die Here ons geseën met wat? Met liefde, met vrede, met sagmoedigheid, met 'n gesindheid wat met Christus is. Dis waarmee die Here ons geseën het. Hy het gesê, die duiwel kom om te roof en te steel en te vermoor, en sê, maar ek, Jesus, het gekom dat julle lewe en oorvloed kan geniet. En dis daai seën wat hy vir ons gegee het, toe hy daar aan die kruishout gesterf het. Maar vir my en vir jou, die verantwoordelikheid, daar is ook daai seën uit te spreek oor ander mense. Maak nie saak hoe hulle voel, wat hulle sê teen ons nie, want die Here sê vir ons, daar so ons gaan deur daai moeilike tye gaan. Hy gaan aan daar so, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is.
Die dag wat jy jou hart vir die Here gegee, die dag wat jy jou hand opgesteek en gesê, Here, neem my, kies my, vat my kliphart, en verwyder daai kliphart vir my, daai hart wat ongesindheid het, daai hart wat onvergewensgesindheid het. Neem dit van my weg en plaas 'n sagte hart in my, God se hart binne in my, en kom Heilige Gees en seël binne in my dit wat daar is, dit wat van God afkom, waartoe jy geroep is. Jy's geroep vir goeie werke, vir goeie dinge, jy's geroep sodat mense binne in jou Christus kan sien. En dit is daar waartoe jy geroep is, sodat jy seën kan beerwe. Is dit nie amazing nie? Hoe meer jy mense seën wat teen jou optree, hoe meer geseënd gaan jy wees. Hoekom? Want jy gaan wegstap met daai gesindheid om te weet, wow, God het my gebruik om iemand se lewe aan te raak. God het my gebruik om dalk iemand se siel te red. God het ons gebruik tot goeie werke, sodat God verheerlik sal word in daai situasie. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, is jy lief vir die lewe? Wie die lewe wil lief hê en sy goeie dae wil sien, ek en jy, nie een van ons kan hier sit en sê, ek wil nie meer goeie dae sien nie. In die wêreld waarin ons vandag lewe, wil ons goeie dinge sien, wil ons goeie dae sien, wil ons 'n goeie gesindheid hê. En hy sê, want wie die lewe wil hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. Wat is verkeerd? As jy iets gaan sê wat iemand anders gaan ontstel, wat hulle ongelukkig gaan maak, wat hulle gaan laat optree teen my en jou. Dis nie wat ons wil hê nie. Dis nie wat ons wil hê nie. Weet, ons moet elke dag daai gesindheid hê wat die Heilige Gees binne in ons geplaas het, van vrede en vriendskap en liefde en geduld. Dis wat ons moet hê, en dan gaan hy aan daar sê, hy moet afwyk van wat verkeerd is, afwyk. Dis 'n doelbewuste ding. Ek meen as jy op 'n pad ry en jy wil iewers gaan, jy kan nie net die stuurwiel los nie, jy kan nie net daai stuurwiel vashou en reguit ry nie, jy moet doelbewus weet waarna toe jy wil gaan. Waarna toe wil ons gaan? Ons wil gaan na die goeie lewe. Ons wil gaan na die ewigheid toe. Ons wil daarna toe gaan, ons wil die goeie werke sien. Ons wil sien hoe die Heilige Gees in ons werk en deur ons werk en mense se lewens aanraak. Dan moet ons doelbewus daai stuurwiel vat en dit draai in die rigting wat die Here wil hê ons moet gaan. Ons moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Doelbewus doen ons wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Vrede soek en dit najaag. Ek soek vrede, waar vind ek dit? In God se woord. Waar vind ek dit? In die mense wat soos God optree, wat gevul is met die Heilige Gees, wat hulle werke geseënd is, wat hulle woorde geseënd is. Ek soek daai dinge uit. Ek soek vrede. En dan jaag ek dit daarna, beteken ek spandeer tyd met die Here in alles, in elke oomblik. Dis elke oomblik 'n gesindheid van gebed, 'n gesindheid van gesprek met die Here, 'n one-on-one gesprek met die Here. Dat ons daar in ons want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hul gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. So as jy wil hê God moet jou hoor, jou gebede hoor, hy moet sien, hy moet hoor met die doel om te antwoord. Onthou, dis een ding om te luister, om te hoor en te sê, okay, ek hoor wat jy sê, ek hoor wat jy sê, maar ek gaan niks daaromtrent doen nie. Hoekom? Want jou gesindheid waarmee jy na die Here toe gegaan het, was verkeerd. Waar ons kom met die regte gesindheid, ons is regverdig. Hoe is ons geregverdig? Wel, in Christus Jesus is ek en jy geregverdig. En dan hoor die Here ons gebede. Hoekom? Want daagliks loop ons die pad wat die Here wil hê ons moet stap.
En dis my gebed, ek wil so graag hê die Here moet jou gebede antwoord, jou vrae antwoord. So graag hê die Here moet jou oë oopmaak en jou ore oopmaak en jou tong bewaar, sodat jy net vrede spreek. Maar ons kan dit net doen as ons in Christus Jesus gewortel en gevestig is. En hy gaan aan, want die hore, en wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Daar gaan mense wees. Daar gaan mense wees wat jou gaan afsny. Daar gaan mense wees wat jou gaan vloek en skel en alles. Maar my werk en jou werk is ons oë te hou en te vestig op Christus. Hy sê, want daai dinge gaan, maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie, en wees nie ontsteld nie. Wees nie ontsteld nie, ry net verby. Gaan net verby, gaan net aan met jou werk, gaan net aan met vrede soek, gaan net aan met vrede najaag, God najaag. Hy sê, maar heilig, vers 15, en hier is waar ek wil eindig vandag, en fokus, hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. Heilig hom beteken alles wat kwaad is, alles wat jou ontstel, alles haal het uit. Want as jy die Here bo alles plaas het, die eerste gebod, heilig die Here jou God in jou hart. In jou hart, daar waar ons baie keer besluite maak wat teenstrydig is met God se wil. Hoekom? Want God is nie geheilig in ons harte nie. En hy sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen, nie net 'n antwoord te gee nie, verantwoording te doen. Beteken wat ek sê en wat ek doen is dieselfde ding. Verantwoording te doen en aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want dit is beter as die wil van God dit eis, dat julle ly wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. So baie keer is gaan mense teen ons opstaan en dinge sê en ons sleg behandel en alles. Wat sê die Here? Bly net getrou aan God. Daar's heilig die Here God in jou hart. Want as God heilig is in jou hart, is daar nie plek vir enigiets anders nie. Daar's nie plek vir onvergifnis nie, daar's nie plek vir haat nie, daar's nie plek vir kwaad nie, daar's nie plek vir dinge wat teenstrydig is, want God is heilig in jou hart. En deur jou optrede, jou verantwoording, deur jou optrede kan mense sien, dit maak nie saak wat hulle sê of doen nie, jy bly getrou aan die Here Jesus, jou God. En dis waar ek het wil eindig vandag op hierdie dag, dis 'n werkersdag, of wat nee, dis nog nie werkersdag nie, nee. Dis nou wat familiedag of Freedom Day, dis Freedom Day vandag. Jy's net vry as jy in Christus is. Jy's net vry daar waar jy in Christus is, wat God vir jou vry maak van die dinge wat jou vashou, jou verlede, die dinge waaraan die duiwel jou heeltyd herinner. Hoe doen ons dit? Die heilig die Here God in jou hart. As God nie in jou hart is nie, as God nie heilig in jou hart is nie, as nie God nie bo alles in jou hart en in jou lewe is nie, sal jy nooit waarlik vry wees nie. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n geseënde week hê, en as dit die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir jou, en as daar iets is waarvoor ons saam met julle kan bid, reik uit op ons Facebook, op ons WhatsApp, waar ook al, sodat ons net saam met jou kan bid, voordat jy jouself in 'n situasie vind, waaroor jy dalk gaan spyt wees eendag, nee. Maar wees lief vir die Here, en weet dat die Here is lief vir jou, en ons is lief vir jou. Geseënde dag verder.